If Vladimir Putin comes here, our law enforcement officers will arrest him and send him to the courts. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Jy het nou almal so vinnige uittreksel gesien van die premier van die Wes-Kaap, Alan Winde, wat daar 'n baie energiebelaaide en 'n baie emosiebelaaide. Nou ja, as dit so gelaai is met 'n emosie en energie, kykers en luisteraars, dan grens dit en is dit 'n opsweping, 'n oortuiging van jou gehoor. En ons hoor ook, die reaksie van die gehoor is ook genoeg energie. En dit alles het ek maar net vir u gewys en wil ek net vinnig vir u weer net daarop wys, wat 'n bevestiging is, wat 'n bewys is van die vorige projeksies wat ons gedoen het en met mekaar gedeel het op hierdie YouTube kanale, dat en ek wil nie sê die Weste nie, gaan die Kaap gebruik as 'n wegspringpunt nie, want die Weste, daar's baie behoudende, konservatiewe, en ek wil amper sê vandag oor die hele politieke spektrum, ek wil amper sê regs en links, wat begin stry teen hierdie nuwe wêreldorde, wat begin stry en veg teen Babylon, wat die Bybel dit noem, wat ons in ons moderne terme noem nuwe wêreldorde, deep state. Hy het al hierdie name, oom Siener het hom genoem, die doringbos, en hy het gepraat van 'n doringbos, hierdie nuwe wêreldorde gerugte, hierdie Babylon gerugte, regering wat tot stand gaan kom in Suid-Afrika. Inteendeel, oom Siener het gesê, hy gaan ons boere meer vyandig gesind wees, as wat die swart regering was. Hy gaan ons meer vervolg. Hierdie deep state, hierdie nuwe wêreldorde, hierdie Babylon regering, wat sy wegspringpunt in die Wes-Kaap gaan hê. En hier is maar net bevestiging daarvan, dat ons sien hoe die DA in die sak is dan nou van hierdie deep state, nuwe wêreldorde, wat gerig en geloods word vanaf die Weste. En dit het ons Siener baie duidelik gesê. Hierdie nuwe wêreldorde regering, hy neem die regering oor, en dan gaan hy ons erger vervolg. Wie is daai ons? Dis die opregte volksgenote in Suid-Afrika. En wat daarmee alles saam gaan, ons sal vorentoe natuurlik video's maak soos dit ontwikkel, maar ek dink net die bewys hierin, wat ons sien, hoe dat die DA nou openlik vyhandigheid bewys teen, noem dit maar, rolspelers in die Oosblok. En het gaan nie hier, het gaan oor 'n ontleding hier, het gaan oor wat gaan gebeur. En hierdie is maar net 'n bewys. As u nou al die ander video's gaan herroep, sal jy onthou van Victoria Newland wat hier was 'n paar jaar gelede, die persoon wat 'n spesialis is in die omverwerping van regimes, regerings, omverwerping van regerings, en dan weet ons, het ons al in afgelope video's gesê, nou rig hierdie Oosblok en die Wesblok hulle afsonderlike proksiemagte op, wat in oorlog gaan tree, fisies op 'n stadium. Daar is geen twyfel daaroor nie. Daai gesig van hom Siener wat sê, hy sien die boervolk skrik eers wakker wanneer bomme op Johannesburg val. Dis wanneer hierdie proksiemagte in mekaar se hare gespring het, en hierdie hommeltuig oorlogvoering wat ons nou duidelik sien, gaan dan begin van stapel gestuur word, gaan plaasvind. En dis ook waar ons stede baie seer gaan kry. En alles daarmee saam. Ek wil nou nie alles sê nie op my vergaderings, wanneer ek 'n 2 ure tot 'n 2,5 ure vergadering hou, sê ek soveel meer detail. En ek twyfel of ek hierdie jaar my vergaderings op YouTube sal sit, bloot omdat 'n mens meer detail vir 'n gehoor gee waar jy meer persoonlik konnekteer mee. En dit druk dan meer op jou hart om oor hierdie onderwerp meer uit te by of dit, en dan gee 'n mens meer detail vir so 'n persoonlike interaksie tussen dan nou myself en die gehoor. Maar net om dit vinnig te noem. So ek dink hierdie is maar net 'n duidelike bewys vir ons almal om te sien, die DA is hierdie nuwe wêreldorde, globaliste, waarin die VSA en Engeland en almal mos nou maar in cahoots is, of in samewerking is, as ek dit so kan sê, en nou raak dit blaatant op die voorgrond van verhoog af, en net soos wat ons die EFF uitsprake sien lewer, opreiende, energieryke en emosieryke toesprake in hierdie opsweping deelneem, Mkhonto we Sizwe, dieselfde met hulle, en ander proksiemagte wat ons dan nou ook sien, soos Dudula, ook baie energie, baie emosie. So ons sien hoe hierdie proksiemagte dan nou, soos jy die videoetjie gesien het in die begin, opreiend,
emosie, energie, dis weer die proximag vir die nuwe wêreldorde, Babylon, soos die Bybel hom noem, ons noem hom nuwe wêreldorde, deep state, ons sien mos nou, daar die proximag, en dan sien ons en het ons op die ander video's vir u al deeglik uitgewys. Die ander, en dan het Suid-Afrika nou ook weer nou maar net om ons toestand met u weer te deel, het ons 50 plekke geval in terme van die veiligheid skaal waarop Suid-Afrika is. Ons is nou gevaarliker as lande soos Israel wat in oorlog is met verskeie lande en state en daarmee saam. En dan op 'n internasionale verhoog kan ons maar net sê dat dit raak nou duidelik met die goudprys wat so verhoog. Ons moet onthou dat goud word die betaal, as ek dit nou maar in eenvoud so eenvoudig as moontlik kan sê, is goud word die betaalstelsel tydens oorlog. Goud word die betaalmeganisme, die valuta tydens oorlog. Want dan beteken papier en geld eintlik niks meer nie. Ons sien hoe die president van Pole 'n blokkie goud oorspog en ons sien hoe China goudreserwes die afgelope jare bymekaar gemaak het. Rusland dieselfde, Amerika dieselfde, Australië, almal van hulle oor die hele wêreld. En die gevaar is, baie ekonome het vir ons in die verlede gesê, dat wanneer goud oor $4,000 begin gaan, dan moet 'n mens weet, gaan die toestand en dan is jy basies by 'n groot oorlog, of in hom, of besig om in te beweeg. En ons sien hoe goud die afgelope jaar en 2 gedoen het, en steeds teen 'n geweldige tempo eskaleer, wat volgens hierdie ontleeders weer 'n bewys is van oorlog wat kom. So dis maar net om te sê, wat gaan daai invloed wees van 'n wêreldoorlog op ons stabiliteit? Ons veiligheidsskaal het geval met 50 plekke. Ons is nou gevaarliker as selfs lande soos Israel. So nou kan u uself indink. En in dit wys ek vir u vinnige videoetjie van die Weskaap wat net hulle nou met energie, emosiebelaide opsweping begin bemoei vir die proximag wat sal moet veg vir hierdie doringbos. In hierdie doringbos het ons al gesê, het ek in 'n verdere verlede in 'n video gesê, het al baie sterk na vore begin tree. Onthou, hierdie dinge gebeur oor tyd. Dis nie noodwendig net 'n verkiesing, net 'n weekse oorlog nie. Dis gewoonlik 'n stryd wat in verkiesings gestry word, maar dan ook fisies raak. Soos wat ons met die staatsgreep gesien het in Oekraïne, soos ons met die staatsgrepe gesien het in die Arabiese lengtes, met Jemen en Oman, in Egipte, met Hosni Mubarak in Libië. So daai geweldsfaktor, dis waar Victoria Nuland inkom, sal in aanvang neem op 'n stadium. Dit is net hoe dit is. Dis seker waar oom Siener gesê het, hy sien bomme op Johannesburg val. Dis wanneer hierdie proxymagte nou al so ver ontwikkel het hulle geveg met mekaar, dat wie ook al in Johannesburg is, word deur die ander een gebom. En vice versa, as jy dit so kan sê. So, hier sien ons duidelik die verdere ontwikkeling, en soos ek sê, die doringbos, hierdie nuwe wêreldorde, hierdie Babyloniese regering, wat geloods word vanuit die weste. En ek wil nie eintlik die woord weste gebruik nie, want daar's baie van ons, ek wil amper sê oor die linkse en regse politieke spektrum in hierdie dae, wat begin veg teen Babylon, begin veg teen die deep state, begin veg teen die nuwe wêreldorde. Ek wil dit amper nie meer klassifiseer as links of reg, liberaal of konservatief alleenlik nie. In hierdie tyd kan ek baie bekende YouTubers kanale noem van linkses wat verskriklik veg teen hierdie nuwe wêreldorde op verskeie terreine. En so dit raak nou letterlik, wil ek amper sê, of wil ek sê, die spreekwoordelike, die Bybelse spreekwoordelike stryd tussen goed en kwaad. Dis letterlik die geveg. En daardie kwaad, daardie Babylon, daardie nuwe wêreldorde, daardie regering het al begin met die laaste verkiesing, waar die DA deel geword het, waar daar 'n nasionale regering van eenheid gevorm is, so in die kleine, kom ons sê, die nuwe wêreldorde, die deep state soos hulle hom in Amerika noem, kom ons sê, hy tans 'n vermoë van 30 of 40% in hierdie regering van nasionale eenheid, net om 'n voorbeeld van persentasies te noem.
Ek het nie akkuraat dit gaan uitwerk nie, maar nou gaan dit op die politieke sowel as die militante, as ek dit so kan gebruik weens 'n gebrek aan 'n beter woord, verhoog, gaan dit verder geeskaleer word. Laat hierdie regering later 'n 60, 70, 80, 90%, 100% Doringbos, Babylon, nuwe wêreldorde. En dis 'n regering wat hom siener gesê het gaan inkom, 'n Doringbos. Hy sê hulle lyk soos ons, maar hulle het nie ons harte nie. En hy sê hulle gaan ons erger vervolg, want die konservatiewe gelowige in hierdie land het sekere waardes wat in teenstelling is met die waardes van Babylon, nuwe wêreldorde, uit die aard van die saak. En daardie teenstelling, daardie botsing van belange sal dan teweegbring dat ons dan erger vervolg sal word as deur die swart regering, het hom siener gesê. Wat vir my weer net logika is. Logies. En dan sê hy ook interessant genoeg, later sien ons weet eers nie of ons moet lag of huil nie, want dit gaan vir ons amper beter lyk. En ek dink die ingeligte mense gaan weet, maar dis nie net 'n lag hier nie, hier is dalk 'n huil ook in, want dis 'n Doringbos, dis 'n deep state, dis 'n Babyloniese regering. En dan sien hy later sien ons niks het verander nie. En dan volg daar sekere gebeure wat ek nie nou noodwendig gaan uitlig nie. So ja, saam met dit, kykers en luisteraars, is ons nou 50 plekke af op die ranglys van veilige lande. So ons is nou gevaarliker, offisieel, amptelik, as selfs 'n land soos Israel, wat met omtrent 6-7 lande indirek, direk op hierdie stadium in oorlog is. So ja, dis nou waar Suid-Afrika heen geval het. Ons sien verder dat die goudprys is besig om die afgelope tyd te eskaleer en nie op te hou nie. Wat ons ook sal onthou, ons in video's in die verlede gesê het, dat baie van die kenners en ekonome en politieke ontleeders het vir ons altyd gesê, wanneer goud oor die $4,000 kerf gaan hier na 5,000 toe, dan moet jy besef en weet, jy's of klaar in die oorlog, of jy's net voor hom, of dan nou uit die aard van die saak baie naby aan 'n groot oorlog. Want goud raak die betaalmeganisme tydens oorlog. Dan wil ou nie meer 'n land se geld hê nie. Papier beteken niks, soos een ou dit noem, hy noem dit konfetti. Dan is dit soos konfetti wat jy gooi. Niemand wil dit hê nie. Die wind waai dit weg. Maar goud, daarom het ons weet ons hoe China's goud bymekaar maak, Amerika goud bymekaar maak, Rusland goud bymekaar maak. Ons sien Pole hoe die president 'n blokkie goud in die lug wuif. Want dit raak hier, dis amper om te sê, ons het goud, kyk hierso, ons is seker die volgende Oekraïne, en dan het ons goud om wapens en handel daarmee te dryf, in terme van beskerming en verdediging en wat daarmee saamgaan. So ons sien dat goud wys vir ons, dat ons op 'n groot oorlog, of kort voor 'n groot, noem dit maar 'n militêre oorlogssituasie staan. Saam met ons 50 plekke wat ons geval het, ons is gevaarliker as Israel en ander lande wat hulle genoem het, ek noem nou maar net Israel, en dan natuurlik sien ons die eskalasie dan nou, die opsweping van die proxy-mag in die westelike deel van die land, naamlik die DA, wat nou openlik raak, soos wat die EFF, Umkhonto we Sizwe, Dudula, openlik is, die afgelope paar maande, en energie het, en emosie het. Dis die afsonderlike proxy-magte, wat dan met mekaar slaags gaan raak, in oorlog gaan tree, en jy gaan midde daai, ek dink Roger Thiel is my baie mooi gesig oor, daar's baie gesigte, ek kan baie noem oor hierdie onderwerp, maar waar hy sê, some of you will be in that fires, some of you will be surrounded by that fires. En dan moet ons besef en verstaan, hierdie proxy-geveg gaan nie in 'n maand of 2 plaasvind en dan agter die rug wees nie. Ons moet ons maar regmaak vir 'n redelike langerige tyd. Kykers en luisteraars, sluit aan, subscribe, raak deel, kontak u provinsiale leier, die leiers in die omgewing, raak deel, want wanneer daardie vure uitslaan en jy's of in hulle of jy word omsirkel deur hulle, wil jy nie as 'n individu alleen wees nie. Jy wil saam met ander mense wees. En as daai mense nie genoeg is nie, dan weer aansluit by 'n fase 2 of 'n 3 van Suidlanders, waar jy dan nog sterk jou magte vermenigvuldig, sodat jy, dis ons beste kans, is ons vertroue op ons Skepper, absoluut eerstens, maar dan ook
ons naaste, diens tot mekaar, help mekaar in dit. Tot 'n volgende keer, dan praat ons weer. Totsiens.